met sy lasterlike gevolg vrye intog te kry in die menslike gemeenskap. Daarom verhewe Majesteit en Meester, gee ons die waarheid oop en bloot, sodat alle toegang van die Satan by die mense daarna deur die sterk muur van die onwrikbare waarheid versper kan word. Ek wil byvoorbeeld slegs die gebod van Moses noem, waarmee hy onkuisheid as sonde verbied. Wat is onkuisheid nou eintlik presies? Bestaan dit alleen daaruit dat 'n mens nie met 'n ongewaste liggaam gemeenskap mag hê met 'n vroulike wese en hom na die saamslaap nie weer laat was nie? Of verstaan 'n mens daaronder die geilheid van die begeerte en die gemeenskap met 'n vroulike persoon, 'n maagd, 'n hoer, 'n konkubine of 'n jong weduwee? Val die blinde ontug onder hierdie klousule, of dalk die stomme sodomitiese sonde, of miskien dalk 'n verhouding met 'n baie begeerlike vrou van 'n ander man? Moet mans, om heeltemal kuis te wees, hierdie sterkste van alle natuurdrifte heeltemal onderdruk? Maar as dit so is, dan is die egtelike bed tog seker ook niks anders as 'n plek vir 'n as sedelik geldend bedryf van onkuisheid nie. Want wie staan daarvoor in dat die man nie met sy aantreklike vrou gemeenskap sal hê as maar net vir die verwekking van 'n vrug nie? Ek het mense gesien en geken wat 'n mens ware goue mense sou kon noem wat betref goedheid, liefdadigheid, geduld, sagmoedigheid en barmhartigheid. Maar op die noodlottige punt van kuisheid was en bly hulle swak. Hulle probeer weliswaar om ook op die punt baie sterk te word, maar hulle natuur laat hulle nie dwing nie. Selfs nie toe die natuurlike algehele impotensie hulle deel geword het nie. 'n maagd wat weelderig gebou is, het nog altyd dieselfde wellustige indruk op hulle gemaak. Ook het ek mense gesien en geken wat by die grootste vroulike skoonheid so koud kon bly soos 'n stuk klip. Egte voorbeelde van kuisheid. Maar vir die res was hulle ook in alles ongevoelig. Niks ontroer hulle nie. Nood en ellende van die armes was vir hulle belaglike dinge. Trane van lyding, 'n truc om medelee op te wek. 'n Vrou beskou hulle as 'n veragtelike en 'n onding wat maklik gemis kan word, wat in die wêreld geen ander doel het as om 'n akker te wees vir die saai van 'n soort graan nie. Die huwelik beskou hulle as van die belaglikste instellings van die menslike orde. Na hulle mening moet 'n mens alle gesonde vroue in 'n groot gebou opsluit en hulle daardeur sterk en vrugbare manne laat bevrug. Dan sal daar suiwer, mooi, gesonde en sterk mense daaruit voortkom. Die lelike en swak vroue moet 'n mens egter uitroei, of hulle net soos die vee vir die nederigste werk gebruik, en so lank laat werk totdat hulle krepeer. Dit is dinge wat ek deurgemaak het. Nou ja, jou gee nou sy ervaring van mense, wat moet hy nou, hoe moet hy dit nou opneem? En dit is 'n goeie vraag, dat mense wat miskien baie toegenee is tot geslagsgemeenskap, het minstens 'n gevoel van liefde in hulle. Maar 'n ou wat so yskoud is ook yskoud vir alle ander dinge. Waar trek 'n mens die streep? Nou vra ek of die mens wat swak in die kuisheid is, nie in almal se oë baie ver voor die yskoue kuisheidsheld is nie. Volgens my wel. Hoe u verhewe Majesteit en Meester daaroor dink, weet ek nie, en dit kan ek ook nie weet nie. Kan u daarom ook op die klousule wat deur Moses verbied is, duidelikheid skep, sodat ek nie altyd in sidderende angs hoef te lewe, elke keer as ek geslagtelike gemeenskap gehad het nie, as ek dan voor Elohim gesondig het, en as die geslagsdaad dan ook altyd 'n sonde is, sal u, o Majesteit en Meester, ook dalk 'n geneesmiddel daarvoor ken, waardeur 'n mens die begeerte en drang soos 'n verkoue kan verdryf.
want daar is niks meer ellendig vir 'n eerlike mens, as om maar altyd van 'n bepaalde kant geprikkeld te word om te sondig nie. Die natuur dwing maar altyd die liggaam daartoe, deur 'n onweerstaanbare krag, en as mens van nature as 'n swaar liggaam deur die vrye lug val, dan het 'n mens egter ook dadelik 'n doodsonde begaan. Dit is tog 'n bietjie te erg, veral vir 'n mens wat, prys Elohim, nog altyd so goed as moontlik sy kop en hart op die regte plek gehad het. Ek sou dus daaroor, Majesteit en Meester, ook graag van u 'n duidelike uitleg wou kry, want dit lyk vir my in elk geval 'n netelige punt te wees. Nou hierdie volgende uitleg moet ons baie ernstig met ons harte lees, want as jy dit half lees of met jou verstand, gaan jy die verkeerde begrip kry, wat hier verduidelik word deur Yeshua. En onthou die vraag was, is dit 'n sonde teen die kuisheid? Dan sê Yeshua nee, in gevalle hier is nie 'n sonde teen die kuisheid nie, maar dit is 'n sonde teen dit. So, lees mooi, of luister mooi wat hy vir ons sê. Hoofstuk 2:1-5, die sonde teen die kuisheid. Yeshua sê, as die lewe van 'n mens geen onbeduidende grap is nie, maar 'n heilige erns is, dan kan die daad waardeur dit ontstaan, beslis ook geen beselagtigheid wees nie, maar ook net 'n baie heilige erns. As jy die motief goed verstaan, dan sal alles vervolgens gou van self vir jou duidelik word. Die aangename gevoelens by die geslagsdaad moet op self nie die rede wees vir die daad nie. Die rede mag alleen wees dat 'n mens verwek moet word. As jy dit verstaan, sal jy weldra ontdek dat die aangename gevoelens slegs begeleidende verskynsels is, waardeur die werk van die menswording op liggaamlike wyse moontlik gemaak word. As die hoofmotief jou aanspoor, gaan dan en doen dit, en dan sondig jy nie. Maar daarby moet daar nog baie reëls in ag geneem word. Hierdie daad mag nie buite die sweer van die ware naaste liefde plaasvind nie. 'n Hoofreël vir die ware naaste liefde lui egter: doen aan u naaste dit wat u self verlang wat u naaste aan u sal doen. Welgestel jy is 'n opbloeiende dogter, dat jy 'n opbloeiende dogter het, wat 'n seun vir jou vaderhart is. Jy sal oor niks so besorg wees, as om 'n werklike seënbringende voorreg vir jou innig geliefde dogter te verlang nie. Daarby is jou dogter wel ryp, en dus in staat om 'n kind by haar te laat verwek. Hoe sal jou gemoed voel, as daar 'n oorigins heeltemal gesonde man kom, wat die drang voel om 'n kind by 'n maagd te verwek, en by jou dogter 'n vrug met geweld te verwek? Kyk, dit sal jou met 'n verskriklike wraaksig teen so 'n boosdoener vervul, en jy sal hom nie sonder die ergste denkbare tugtiging laat gaan nie. En tog sou hierdie man geen sonde teen die kuisheid begaan het nie, want hy voel 'n ernstige drang om nie sy saad buite 'n goeie houer te verstrooi nie, waardeur 'n weg tot menswording afgesny sou word. Maar andersins is die handeling tog sondig, omdat die ware naaste liefde daardeur baie erg geweld aangedoen word. Byvoorbeeld nou in die geval van verkrachting hier. So dit is 'n sonde, maar dit is nie 'n sonde teen die kuisheid. Mense moet dit net mooi verstaan. Dit is 'n baie strafbare sonde, nog altyd in die skrif gewees, maar ook in ons land, in die tyd wat ons nog onsself regeer het, was dit ook 'n doodsonde in gevalle. Gestel dat jy self in die vreemde 'n ernstige behoefte aan die geslagdaad sou hê. In die veld tref jy 'n vrou aan, en vir geld en goeie woorde haal jy haar oor om jou ter wille te wees, en die vrou willig in. Dan sou jy daardeur geen sonde teen die kuisheid begaan het nie, en jy sou ook geen egbreek begaan het as die persoon tevens wettig met 'n man getroud was nie.
Maar dink eers in watter groot en mistroostige verleentheid en vervolging die vrou sal kom as haar eie man vir haar sou sê: Vrou, sê my wie jou bevrug het, want ek het jou sedert die en daardie tyd nie aangeraak nie. Kyk, dat jy daardeur die huislike vrede tussen 'n egpaar versteur het, is 'n groot sonde teen die naaste liefde. Want jy kon jou ernstige drang, al sou dit geen behoefte van welis gewees het nie, eerder tot 'n beter geleentheid uitgestel het. Hieruit kan jy oorigstens sien dat 'n man met so 'n handeling nie teen die regte en ware kuisheid ingaan nie, maar ook op alle ander menslike newe omstandighede moet let, sodat hy nie teen die een of die ander wet oortree nie. So doen aan ander wat jy graag aan jouself gedoen wil hê. Jy wil nie hê dat iemand dit met jou dogter doen nie, of met jou vrou nie, so moet dit nie doen met iemand anders nie. Dit is die oortreding teen die naaste liefde, wat mense nie baie ernstig opneem nie. Want mense is nie bereid om die gevolge van hulle dade te oordink nie. Dink maar aan 'n man, hy is daar, gewoonlik gebeur baie van die goed in kroe. En daar is die vrou en sy vrou lok hom uit en hulle doen die ding en so iets gebeur. Want as drank bykom en nog miskien dwelms, dan raak dit baie makliker om die reëls wat Vader vir ons gegee het te verontagsaam. En dan word die naaste liefde wet, daar word nie eens gedink daaraan wat môreoggend gaan gebeur nie. Daar word net gedink aan wat nou gaan gebeur. En wat nou moet gebeur, want die ou kan homself nie keer nie. En dit is 'n verskriklike ding, dat jy nie meer beheer oor jou eie drange het nie. En dit is 'n groot sonde in hierdie geval dan teen die naaste liefde. Maar 'n man kan met sy vrou net so goed onkuisheid bedryf as met 'n hoer, en nog erger. Want by 'n hoer is niks meer te bederwe nie, omdat alles tog al daar bedorwe is. Maar 'n vrou kan onoorgeprikkel raak, en daardeur ontwikkel sy 'n hartstochtelike begeerte, waardeur sy dan 'n meer aanstootliker hoer kan word as 'n ongetroude. Wie egter geslagsgemeenskap met 'n ongetroude het, sondig teen die kuisheid, omdat sy handeling alleen die bevrediging van pure welis is, en nie na die verwekking van 'n mens ten doel het nie, en ook nie kan hê nie, want uit pure verstandelikheid moet hy al besef dat 'n mens geen koring op die landpaaie saai nie. Naas die sonde teen die gewone kuisheid, begaan diegene wat met 'n hoer gemeenskap het, egter ook nog 'n sonde teen die menswees van homself, en dan van die hoer, omdat hy deur die handeling baie maklik groot skade aan sy aard aanbring, en die blinde hoer nog meer verhard in haar geheime besetenheid, en haar daardeur ongeneesliker maak, wat weer 'n sonde teen die naaste liefde is. Wie egter gemeenskap het met 'n tot hoer gemaakte vrou, sondig op gelyke wyse, 2 en 4voudig, wanneer hy self getroud is, omdat hy daardeur egbreek begaan. Nou, hierdie goed moet meer in die geestelike gekyk word as in die fisiese. En ek gaan so 'n bietjie uitbrei, omdat daar in die afgelope jare is daar redelik baie wetenskaplike navorsing op die gebied gedoen van die geestelike en die fisiese. Vroue wat baie mans ontvang, gaan nie ooit ontslae raak van daai man se DNA bloudruk nie. In Engeland het hulle navorsings gedoen op prostituie, en hulle het in gevalle gekry dat hier agter in die brein is 'n plek waar al daai DNA gestoor is. Elke mens het 1 DNA bloudruk, maar sy het al die man se DNA nog gestoor in haar liggaam wat sy mee gemeenskap gehad het. Dan is daar verder ook baie
bewyse dat 'n vrou wat met so baie mans omgaan, wanneer die daad plaasvind, maak sy haar oop vir demoniese insluiping. En demone, veral seksuele demone, is oral uit, kyk hulle uit om in so 'n vrou 'n nes te maak. En dan wanneer die man met haar gemeenskap het, gaan hierdie duiwel oor in die man ook. En hy word net so sleg, want dan wil hy dit nog meer hê, as wat dit was, miskien die eerste keer. En so kan die ding toeneem, want hierdie duiwels kry almal reg om 7 maal sterker weer en weer terug te kom. En so het jy naderhand 'n hele besetenheid. En dan nog 'n ding wat ook hierby aansluit, is die werking en die inname van parasiete, wat dan 'n geweldige effek op die liggame het van beide, wanneer hierdie daad sommer net so gedoen word. En dit is hoekom mense hierdie geslagsiektes kry, want dit is als ontoelaatbare, onkuise en teen die naaste liefde orde handelende orde van Vader, waar hy sê, die hoofdoel van gemeenskap is om 'n vrug te verwek. In die Nuwe Bybel sê hy, 'n vrug van die liefde. Nou, 'n vrug van die liefde is presies wat dit is. Dit is nie 'n gemeenskap wat jy dan met jou vrou het in 'n pornografiese en 'n ander omgewing wat jy nou vir jouself daar gestel het nie. Dit is alles teen die wet. En die hartseer is vandag, as ek luister na, partykeer dan lees ek goed waar jy nou spesiale sielkundige raadgewers het vir die kerk, dan sal hulle die mense aanbeveel om na sekswinkels toe te gaan, om daar gereedskap te kry, en allerhande ander gruwels vir die mense aanbeveel, wat hulle moet doen om hulle huwelik op te kikker, terwyl die huwelik slegs deur die liefde aan mekaar gehou word. En liefde sluit in respek vir jou vrou, en die vrou respek vir haar man, en 'n uitsluitlike verhouding met die een en die een met die ander. Maar die wêreld in Joshua se tyd, 2000 jaar gelede, was nie naastenby so bedorwe soos nou nie. En dit beteken dus dat mans wat met soveel van hierdie vrouens rondhardloop, hulle word net al hoe erger en erger. En Joshua sê, wanneer hy oud is en hy kan nie meer nie, hy is nou heeltemal impotent, dan kan hy nie ophou kyk daarna nie. En vandag is die kyk nie so is baie makliker as wat dit was toe jy nog tydskrifte en boeke moes gekry het. Nou kan jy net 'n knoppie druk op jou selfoon, op jou rekenaar. En al die goed wat Satan vir die mens gee, omdat hy weet, as die mens hierdie demone inneem, dan het hy daai persoon in sy kamp. En hy gaan moeilik, gaan hy loskom daarvan. Die ander ding wat Joshua sê, is dat op 'n ander plek sê hy dat daar vir hoere nog vergifnis kan wees, want hy het dit vir die een vrou wat 'n hoer was, haar skuld in die sand afgeskryf en gesê, gaan heen en sondig nie meer nie. Maar hy sê vir hoerelopers, iemand wat homself besig hou met prostituie, hy sê vir hulle nooit. Dis 'n verskriklike ding. Nooit sal daar redding vir julle wees. Natuurlik terwyl hy 'n hoereloper is. Maar dit is verskriklik moeilik vir hulle om tot bekering te kom. Ons kan dit in ons land van kleins af het ons baie deur die lewe het ons goed gesien. As 'n man gemeenskap gehad het met 'n swart vrou, sy uiteindelike bestemming is net swart vrouens. Hy wil nie meer 'n wit vrou hê nie.
En sy uiteindelike bestemming is in die lokasie gaan bly saam met die laaste een. Dis hoe dit werk. Wat is besetenheid? Daai lae orde seksuele perverse inkubusgeeste wat hierdie swart vrou dra, het oorgegaan op hom. En dis alwaarin hy nou enigsins bevrediging kry. En dis hoekom hy lokasie toe gaan. En omgekeerd is dit dieselfde. Wanneer 'n vrou met 'n swart man omgang het, wil hulle dan nooit meer met hulle eie soort meng nie. Dit is gevolge van besetenheid by hierdie ongeseënde verwekkings of ongeseënde gemeenskap dade. So ek wou net bietjie uitbrei daaroor, want ons het dit gesien in ons land. Baie, daar was 'n wet wat dit verbied het. Ontug was 'n wet wat, as jy oortree het, gaan jy tronk toe. En toe die wet weggevat is, toe gaan dit net maar selfs toe die wet nog in werking was, het ons ervarings gehad. Ek was nog 'n kind, maar ons het gehoor van die oom het by die ousie geslaap, en toe skiet hy homself dood. Was daar in ons dorp. Was 'n groot skok vir almal. Was 'n geweldige skok vir sy kinders, want ons was saam met hulle op skool. En hulle is gebrandmerk, ongelukkig, so dit werk. En nou hoor jy die ander ene nee, het so gedoen, maar hy bly nou daar in die lokasie. En dan gaan hulle aan en dan verwek hulle nou 'n nageslag daar. Ons het in die dorpie waar ek groot geword het, was daar 'n gesin gewees. En almal het hulle geken as die Blouboude. Weet nie of julle al gehoor het van die Blouboude nie. Dit is tussen wit en kleurling, of wit en swart gewees. En dan kom hierdie halfnaaitjies uit. En hulle was verstote gewees in daai tyd. Dit was absoluut 'n verskriklike sonde teen die naaste liefde. Want hulle was ook saam met ons in die skool. En jy kon hulle duidelik uitken. En dit was moes 'n verskriklike ding vir daai kinders gewees het om daar te wees. Want hulle het net nie ingepas nie. So al hierdie dinge is goed waaraan 'n mens moet dink. Wanneer jy nog 'n jong man is, veral of 'n jong vrou. Want ek sê altyd vir die meisiekinders hier op die plaas, ek sê, weet jy wat, jy het net een ding wat jy moet aan vashou, en dit is jou naam. Dat jy 'n goeie en 'n kuise dogter is. Want as jy dit verloor het, jy het dit vir ewig verloor. Maar nou ja, baie min luister. Vers 14, ek glo nou, omdat jy 'n man is met suiwer gedagtes, dat hierdie klein verduideliking voldoende sal wees, te meer omdat 'n mens soos jy sonder meer weet wat behoorlik is vir 'n fatsoenlike man. Nou sê Jura, ja, majesteit en meester, nou is alles vir my in alle opsigte duidelik, en ek weet nou ook waarheen die vele ontaardings van die kuisheid heen lei. Ja, nou is alles vir my duidelik. In alles is daar maar een waarheid wat vir Elohim geldig is, wat tuis hoort in die ewige orde. Alles daaronder, daarbo en daarnaas is sleg. Yeshua sê vir hom, ja, so is dit en so sal dit ook vir ewig bly. Yeshua het nie op 'n stadium die kuisheidswette opgehef, soos die mense nou sê, die kerk sodomie is nou aanvaarbaar en verbastering is aanvaarbaar nie, glad nie. Maar nou kom die uitgestuurde skippers met hulle dooie mense terug. Nou moet hierdie knegt van my daarna toe om hulle te help, om die lyke op die regte manier neer te lê, omdat hulle genesing andersins môre moeiliker sou wees. Raphael gaan vinnig daarheen en sorg daarvoor dat dit oral op die regte manier gebeur. Die skippers gaan eers daarna na die aandete. Nou, ons het voorheen geluister dat Joshua sê, daar was 9 mense, dink ek, wat dood was in die see, en hulle moes hulle uitbring na die strand toe, en hulle afdraande lê met hulle koppe onder toe. Hy het sekerlik sy goeie redes daarvoor. Nou ja, hier is 'n moeilike hoofstuk, want 'n mens praat nie graag oor die goed nie, dis baie persoonlik, en ek is bly vanoggend, dit is ook nie kinders nie,
want dit is nie goed wat nou al vir die kinders geleer moet word nie, alhoewel tieners wel die waarskuwings en die inligting moet kry, wat hulle dan gereed kan maak vir die lewe. Ek weet nie, in my tyd was daar nou, die ouers het wel vir jou voorligting gegee, maar ons moes elkeen op skool 'n boek lees. Ek weet nie of julle dit gehad het nie, wat elke seun moet weet, en vir die dogters was wat elke dogter moet weet. So, ons moet ons kinders inlig, sodat wanneer hierdie goed oor hulle pad kom, hulle weet hoe om hulle self te gedra. Want geen ouer wil graag dat hy 'n dogter het wat verval het in hierdie sondes. Elke pa en ma soek 'n dogter wat kan uitstap in hierdie verband. Maar die mense, net die feit hoeveel mense ons vanmôre hier is, en hoeveel mense op hierdie plaas is, en dit nou vakansie is, en die kinders is ook beskikbaar, en niemand kom vrywillig meer na die lesings toe nie, dan kan jy ook nie verwag dat hulle hierdie wette ernstig opneem nie. Want hierdie wette is vir kinders wat Vader liefhet, wat graag sy guns wil hê. Ek wil tog graag vanaand gaan slaap en sê dankie Yeshua vir die dag. Ek kan nie nou dink aan iets wat ek gedoen het, doelbewus wat U ontstel het nie. Ek is swak, ek erken dit. Want ek wil U nie meer ontstel nie. Ek wil U nie meer hê dat U in my 'n verleentheid is vir U nie. En dit is nie by ander mense die geval wat nie na die woord soek nie. Ongelukkig nie. Maar nou ja, die veld is daar en ons moet die evangelie verkondig. Baie dankie.